Ek wil jou vanoggend vra, is jy opgewonde om vanoggend hier te wees? Nie oor iemand is wat nou nie normaalweg hier is nie, is jy opgewonde om hier te wees? Werklik op, daar's hy. Kan jy gou daai stuk? Dan wil ek ook vir jou sê, ek het vir jou verskriklike goeie nuus vanoggend. As ons daai stukkie lees, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En ek gou vanoggend vir jou vra, fluister die duiwel in jou oor dat jy is nie goed genoeg nie. Onthou jy alles wat jy aangevang het, jy sal nooit die hemel haal nie. Is dit so? Sê die duiwel dit vir jou? Sê mense dit dalk vir jou? Maak jy soms mense so kwaad en hulle ba. Soos 'n masjiengeweer ta. Skiet hulle jou. Want hierdie tong is 'n magtige wapen van 'n mens. Met hierdie tong van ons kan ons werklik mekaar uitskeer. En dan is ons nog vermakerig ook as ons dit klaar gedoen het. Dan draai ons om en ons gee nie om die gevoelens van 'n ander persoon. Ek wil net gou 'n bietjie Louise gaan 'n storie deel, hoor. Moenie bekommerd raak nie. Ek wil net vir julle werklik waar tot 'n besef bring hoe groot is die genade van God. Hoe werklik groot is die genade van God. As jy kyk na die jong mense, hulle spring mos in die oggende net so uit die bed uit, tensy die vorige aand nou iets gebeur het wat dit bietjie moeiliker gaan. Ons mense wat al 'n paar jare aan het, jy kan nogal voel in die oggende, ek is nie meer 18 nie. Maar as alles nou eers so aan die gang is, dan gaan dit goed. Die genade van God is vir jou genoeg vir elke dag. Maak nie saak wat oor jou pad kom nie. Maak nie saak wat 'n curveball die duiwel na jou kant toe gooi nie. Die genade van God is vir jou genoeg. En as hy vir die Israeliete manna in die woestyn gegee het, dan sal hy vir jou ook genoeg manna gee vir elke dag. Ons as mense wil opgaar. Ons wil opgaar en dis reg. Ek is self 'n beplanner. Ek kalkuleer alles en ek maak somme en moet nooit dat die lewe jou lewe namens jou lewe nie. Moet dit nooit toelaat nie. Kom in die rus van God in. Ons gaan lees uit Lukas 15 vers 11 tot 32. Die gelykenis van die verlore seun. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaaie hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense,
Maak gou, bring klere, die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord: "U broer het gekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het." Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord: "Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom, het pa hom die vetgemaakte kalf geslag." Toe sê die pa vir hom: "Kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees." Bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Man, kan jy jouself indink in hierdie storie in? Kan jy dink, hoe moes die pa eers gevoel het toe die kind gekom het en sê, "Gee my gedeelte van die erfporsie"? Kan jy dink hoe die pa gevoel vir alles wat hy hard gewerk het, hierdie kind alles gaan omruil vir geld? So hierdie kind het hierdie pa se hart stikkend getrap. Stikkend. Maar die pa het gebly wag. En loop ek en jy nie ook soms daardie draaie nie? Ons almal kom op 17, 18 en ons almal of meeste van ons het op 'n geleentheid voor in die kerk gestaan en ons het 'n belofte afgelê. En ek persoonlik, ek het 3 seuns. Ek was met al 3 van hulle, was ek by die man gewees en gesê, "My kind is nie gereed vir hierdie groot stap nie. Nee meneer Fourie, ons gaan nou op hierdie kamp en kom ons kyk as ons terugkom of hulle reg is." En dan kom hulle met al 3, was dit so. Dan kom hulle, dan bel hy my, dan sê hy, "Meneer Fourie, jou kind is gereed, hy het 'n oorgawe gemaak, hy het sy hart vir die Here gegee, hy is gereed." En dan sê ek, "Hy is nie gereed nie." En dan gebeur dit, hulle staan hier voor in 'n ry, en dan as dit klaar is dit amper Kobaai Kerk. Stap ek en jy nie soms maar dieselfde paadjie nie? En daarom is dit vir my so wonderlik en ek is so opgewonde as jong mense die Here voluit dien. As jong mense werklik besluit om radikaal vir die Here te gaan. Ongeag die vriende wat ek gaan verloor. Ongeag die gesellighede, ongeag die kuiers, ongeag al die lekker dinge van die lewe. Ek kies om die Here te dien. Genade is 'n geskenk van God. Dis 'n geskenk wat God vir my en jou gee. Ons kan dit nie koop nie. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan nie 'n miljoen rand in die kerk se bankrekening inbetaal en ek het nou die genade van God nie. Dit is nie koopbaar nie. Ons glo in 'n genadige God wat ons met onvoorwaardelike liefde ontvang hy ons. Hy sê, "Kom hierso. Jy wat daar in die moddersloot lê, jy wat die ander mense so vertrap het, kom na my toe. Kom, ek gaan vir jou vissers van mense maak. Kom inteendeel, net soos wat jy is. Hou op hierdie storie van, ek moet eers ophou met dit, ek moet daarom eers ophou met dit, ek moet ophou met so, Ons bly in die kerk uit, want
Ander mense het wette gemaak wat ons moet volg. Bekering is tussen mens en God. Bekering het niks te doen met die pastoor of die dominee of watter die leier van die gebedsgroep of wie ook al nie. Niks, absoluut niks. Dis tussen jou en God. Dis lekker, natuurlik is dit lekker. As ek teenwoordig kan wees en iemand maak 'n oorgawe tot God, natuurlik is ons bly en ons is opgewonde. Ek kan nie 'n gant in jou kop druk en sê bekeer, bekeer, bekeer nie. Jy gaan heel waarskynlik gaan jy sê ja, ek bekeer, eintlik net om my mond stil te hou. God se genade maak vir ons vry. Hy maak vir ons vry soos wat die duiwel ons daagliks, ek wil amper sê by die minuut kom aankla, jy is sleg. Onthou jy 20 jaar terug, onthou jy 15 jaar terug, onthou jy gisteraand, onthou jy, hy kom herinner jou konstant van dit wat jy verkeerd gedoen het. Maar God se genade kom maak vir jou totaal en al vry, en dis dan wat ek en jy ons autoriteit in God moet opneem. En die duiwel moet sê, jy is reeds oorwin. Jy is 'n rusbank vir Jesus se voete. Jy het nie die reg om die joy uit my lewe te kom steel nie. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit maak nie saak jou verlede of jou omstandighede nie. God sê kom net soos wat jy is. Inteendeel, hy bly net so staan. Hy wag vir jou om te kom. Hy staan by die deur en hy klop. En as jy die deur vir hom oopmaak, sal hy inkom en saam met jou die feesmaal geniet. Ek en jy moet die besluit neem om die deur oop te maak, sodat God kan inkom. Hy sal nooit wegdraai nie, hy sal bly klop met die hoop vandag. Vandag is die dag wat hy 'n oorgawe gemaak. Vir nou vanaand is die aand wat sy 'n oorgawe gemaak. Omdat ons weet dat ons vry van skuld en sonde is, leef ons dan nou ook vanuit God se genade. Dis so 'n mindset wat jy moet hê. Dis so 'n mindset, hierdie lewe kan jou soms so druk en dit voel vir jou dis net die een ding op die ander ding, op die ander ding, op die ander ding. En dis so moeilik. En jy begin te twyfel, maar waar is God dan nou? Hy hoor my nie as ek bid nie. Hy hoor jou. Hy hoor jou. Jy dink dalk net hy hoor jou nie. Hy hoor vir jou. Ons aanvaar daarom, omdat God vir ons genade het, aanvaar ons ook ander mense onvoorwaardelik. Ek kan nie vir my vrou sê, ek is lief vir jou, as jy so en so en so gaan doen nie. Onvoorwaardelik het God vir my en jou lief. Hy het nooit gesê, jy moet so, jy moet so, jy moet dit, jy moet dit, jy moet dit. Ek het eendag met 'n jong mens gepraat, en steenig my ook. En ek vra, hoekom kom julle nie kerk toe nie? En die ouetjie sê vir my, ek is so moeg van dat die kerk kom en so aangeval word. En jy mag hê, en jy moenie, en jy moet. Ons mag nooit afwyk van die woord van God nie, nooit nie. Nooit nie. Maar as God sy rug op my moes gedraai het vir alles wat ek al verkeerd gedoen het, dan was ek reguit op pad hel toe. Reguit. Al was nie doekies om te draai nie, definitief beslis reguit hel toe. Maar God se genade het my kom red. Ek wil nou amper afsluit, ek wil vir jou vra, met in hierdie storie, met wie vereenselwig jy jouself? Is jy die pa? Is jy hierdie verlore seun, wat so gierig was? Het julle al ek glo elkeen van julle het dit al ervaar, daar's werklik waar, erfgeld is swerfgeld. Is daar nie meer altyd 'n beklei nie, of daar nou baie geld is, of daar nou niks geld is nie, daar bly altyd 'n beklei. Moet hy hier begrawe word, of moet ons die sing, en dit is maar net, mens kan dit amper nie glo nie.
Maar met wie vereenselwig jy? Is jy hierdie pa wat sien daar gaan sy kind? Maar hy bly so. Hy bly daar en hy kyk, vandag is die dag dalk wat hy gaan terugkom. Net vandag. Hierdie pa bly glo. Hierdie pa bly vashou aan God se beloftes. Of is hy hierdie seun, hierdie broer wat vir hom opgewerk het vir sy pa en nou eintlik so te nagekom voel. Is dit maklik om 'n kind van die Here te wees? Miskien moet ek nie wys nie, voor julle nie wys nie. Dis moeilik. Dis uitdagend soms. Want ons almal bly steeds mense. Die taxi swaai voor ons almal in. Die vrou by die winkel gesels met die een langs aan terwyl jy eintlik staan om gehelp te word. Dis 'n moeilike pad om te loop. En die woord sê ook vir ons, en in die laaste dae sal dit nog moeiliker raak. So soms dink jy, Here, hoe moeilik kan dit nou nog raak? Net tot môreoggend dan staan jy op en dan voel jy weer on top of the world en jy voel beter. Iemand sê eendag vir my iets en ook so en sê, maar weet jy, môre is 'n nuwe dag, dan voel ek beter en dan gaan ons weer aan. As jy jou oë opmaak in die oggende, sê dankie Here vir 'n nuwe dag. Wat kan ek vandag doen ter uitbreiding van u koninkryk? En ek wil vra nou die laaste wat ek nou gaan sê. Dink maar 'n bietjie. Sit maar 'n bietjie, dan dink jy al hoe God se genade vir jou al kom red het uit 'n baie moeilike situasie. Ek het dit al tot vervelings toe vertel, as ek was 'n verskriklike lei-student. Regtig. Ek en my vrou het saam geswat op 'n stadium en dan, jene, sy beplan en sy leer en sy pas kinders op en sy maak huis skoon en sy maak kos en ek pak my lesenaar reg. Ek werk toetsroos, ek sal my roosters uit, ek moet soveel bladsy op, soveel alles is so pragtig, ek pak my kantoor reg, en dan 2 of 3 dae voor die tyd, al leer ek so deur die nagte, want dan weet ek. En dan het ek met God begin onderhandel. So dan het ek altyd gesê, Here, as jy my nou red, ek sal elke Sondag kerk toe gaan. Was jy al in daai situasie? Was jy al in 'n situasie, en ek weet ons mag nie met God onderhandel nie. Ek weet dit verseker, en ek het hierdie storie ook al vertel in skrifstudies in my 2de jaar, toe sê die dosent, daar's 150 vrae en ek dink, nee wat, dis te veel. Ek sal 50 vrae kies. Ons gaan 12 vrae kry, ek gaan 50 kies uit die 150, ek kan nie so baie leer. En ek kom in die eksamenlokaal, maar nou het ek ook genegotiate, hoor. Ek het ook nou 'n bietjie onderhandel. Maar ek moet jou eerlik sê, in jou sulke situasie van onderhandeling, jy hoor niks, ek hoor niks aan nou nie, Here. Jy sê nie vir my, ja, okay nie, jy sê niks, wel, ek leer die 50 vrae, en ek maak die eksamen ding so oop, en al 12 daai vrae kom uit my 50 vrae uit. En jy skryf so vinnig, want jy is so bang jy gaan vergeet, en jou handpyn later, en jy kap hom, maar jy skryf. En dit bly steeds die genade van God. En daarmee wil ek sê, amen. Louise, jy kan maar vorentoe kom, dankie. Louise gaan nou ook haar storie vir ons vertel. En toe ek met haar gesels, toe sê sy vir my, nee jong, ek het min woorde. Hierdie water is vir jou. Sandra, jy kan maar kom asseblief. Sandra wil wel net veel bid voordat jy begin gesels. So sy sê vir my, nee, sy is min woorde, want as sy begin praat, dan gaan sy nie ophou nie, sê sy. Hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons, Here, om in die presence te wees van hierdie vrou, Vader. Here, ek kan my nie eens indink, Here. Ons kan ons nie indink, Here, wat dit moet wees, wat sy deurgegaan het, Here. Maar Vader, ons is so opgewonde, Here, dat U ook vir haar, Here, daar uit die diepte uitgehaal het, Here. En ons vra vandag regtig, Here, dat U nou haar sal salf en haar sal seën, Here, haar sal oplig, haar sal versterk,
die strome lewende water, Here, wat van bo af kom, Here, van u troonkamer af, so oor ons sal spoel, dat u opnuut vir ons sal kom salf, Here, dat u haar lippe sal kom salf, Here. Vader, soos hy uitgee, Here, bid ek dat ons ore oop sal wees, dat ons sal hoor wat die Gees van God vandag vir ons wil sê. En ek vra, Here, dat u sommer die pad vir haar gelyk sal maak, Here. Vader, ek liedjie hoor, Here, dat Lord, she was called by name, Lord. You called her, Louise, Lord, you called her, Father. From the beginning, from time, Lord, you chose her, Lord, to bring your word forth, Father. So, Vader, ons bid vandag dat u haar so sal seën, Here. Ag, Here, dankie, Here, dat u ook haar lewe gered het, Here. Dankie, Here, dat ons vandag smag om te hoor, Here, en dat ons sal besef hoe bevoorreg ons is, Here. Dat ons 'n lewe gehad het soos ons gehad het. Hier is baie van ons wat hier sit wat miskien net 'n deeltjie deurgaan, maar Here, ons kan ons nie eens indink om 1 jaar op 'n straat te wees, nie, Here. So Vader, dankie vir haar bereidwilligheid om haar storie te kom vertel. Ek vra, Here, dat die pad vir haar sal oopbaan en dat sy gestuur sal word, Here, na nog meer plekke te, Vader. Asseblief, Vader, ons vra dit in Jesus se naam en ons dankie daarvoor. En ek bid, Here, dat U haar sal afseël, Here. Die vyand nie naby haar sal kom nie, Vader, nie by haar familie of enigiets wat aan haar behoort, Here. Ons pleit Jesus die bloed oor haar, Here, en haar gesin en alles wat sy besit, Vader. En ek bid dat U vir haar finansiëel sal seën daar waar sy moet gaan, Vader, in Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie dat ek my Jesus storie kan vertel. Eerstens, as ek nou praat van Quentin, dis my lewensmaat. Ons is 20 jaar saam, maar binnekort gaan dit met my lewensmaat wees nie. Toe ons die Here begin volg, het ons besluit nou gaan ons trou. So, ja. Right, ons het op 22 het ons ontmoet. En dit het begin by 'n uitstappie, casino toe. En lekker gewen daarso en die gogga het gebyt. Daar het op 'n stadium gekom waar ons salarisse uitgedobbel het, skuld gemaak om te dobbel, maar ook om die huur te cover en die kar te cover en die kos te cover ensovoort. So ons was diep in die skuld deur dobbel. Later aan nie meer casino's so gegaan nie, want die pubs is nou meer beskikbaar. Ek en Quentin het ook baie gedrink ook op daai stadium. Pubs is beskikbaar, dis om die draai, ons het van partytjie van die casino afgegaan, sommer weg toe en weer terug. So ja, en toe begin ons pubs en toe ontmoet ons vriende. En ons het hulle na ons huis toe genooi, dit was, jy weet, elke naweek, het is lekker en so. En hulle stel ons voor aan tik. Ons het die eerste aand getik en ek was verslaaf net so. Onmiddellik verslaaf. Dit het gegaan van 'n R20 pakkie na R50 pakkie later aan 'n gram 'n dag. Nou wat tik doen is, dit hou jou wakker. Jy eet nie en kyk jy maak huis skoon en dit is net lekker en later aan het jou werk agter, ek meen ons het gewerk en dan raak dit so dat jy soveel nagte wakker is, maar jy gaan werk toe, maar dan kom hy stadium waar jy nou regtig jou liggaam is nou moeg, nou moet jy slaap. So you don't care. Jy worry nie, jy gaan nie werk toe nie, jy slaap. En ek verloor my werk. Quentin het op daai stadium nog gewerk en waar dit regtig toe ons op die straat beland het. Ons het alles verloor, huis, kar, ons verloor alles. En ons beland daar waar ons drugs gekoop het. Dis in Kraaifontein. Op daai stadium was die bende geweld verskriklik. Hulle het geskiet op mekaar ensovoorts en ek en Quentin was daar. Ons het regtig, we were dodging calls. Ons moes al dood gewees het daar. Ons het in hokke gebly. Nou die hokke is soos like, dis las en pas en dit is singplaat en dit is sommer net las. So ons het op die grond gelees sodat daar nie dwalende koels ons tref nie. Ons het wel ook baie mense sien doodgaan voor ons. Ja, maar ons het aangehou tik. Ek raak swanger met my tweeling. En as jy drugs gebruik, jy's nie by jou sinne nie, natuurlik nie. Maar as jy warm kry, is nie noodwendig dat jou kinders warm kry nie. Jy's nie honger, so jou kind, soos julle kan verstaan. En ek het baie tronk toe gegaan. Polsmoor was my tweede huis, kan ek amper sê. Ek het geshoplift,
Ek was 'n meel tussen dwelmbase, so ek het die dwelms van die een baas aan die ander laat gaan, en so is ek aan mekaar Pollsmoor toe. Maar weet jy wat, die eerste dag toe ek Pollsmoor toe was, kyk hier so, jy's bang. En die manne langs aan sing daai liedjie van I'm coming home, tell the world I'm coming home, en ek dink, jene, is dit julle huis daai? Okay, so dit was vreesbevange en ek is Pollsmoor toe, maar die Here was by my. In die vrees wat ek was die Here by my. Ons op 'n stadium, nou soos op straat, koels gedodge, maak nie saak wat nie, maar ons het aangehou tik. Maar ek moes 'n besluit neem, wat maak ek met my kinders? Dit was die moeilikste besluit wat ek moes neem. Ek moes my kinders laat aanneem. Hulle is premature babietjies, is 'n tweeling, Shanae en Aiden, en ek moes hulle laat aanneem. Maar ek moes daai besluit maak, want ek kan hulle nie op straat groot maak nie. Ek kan nie 'n moeder wees vir hulle nie. So dan moet iemand wees wat 'n moeder en 'n pa kan wees vir hulle. Tot vandag toe nog het ek nie kontak met hulle nie, hulle word 13, ek het nie kontak met hulle nie, maar ek bid en ek vas, want die Here berei hulle klaar voor vir die dag van ons ontmoeting. So weer eens is die Here daar. Ek het baie in die nagte, dan loop ek in Kraaifontein, daar waar hulle die mense roof. Jy weet, as jy getik is, jy worry nie, jy het nie, geen emosies nie, jy voel niks vir niemand nie. En ek loop die dag in die pad af, dis oggendure man, 3, 4 uur, whatever. En nou, omdat ek ook mense geroof het op my daai tyd het ek baie mense geroof, ek het gehoor of jy 'n man of vrou is, ek het jou geroof. En die kom die 2 oudjies en ek sien ek hier kom julle aangeloop, julle gaan my nou of ek word verkragt en ek word verroof, dit is wat nou gaan gebeur. En die ou omdat ek tussen bendes gewees het, so ek het hulle taal verstaan en die ou kom na my toe vra vir my hulle het my Angel genoem op straat. Hulle sê Angel, wat het jy daar of nee, hulle sê vir my Louise, wat het jy daar vir die ouens en ek is nog sterk gevreet. Ek sê nog ja nee, hoe weet ek jy's 'n ou? Verstaan jy? Want dit is die attitude wat jy inneem as jy op straat is. Jy moet maar sterk gevreet wees om dit so te stel. Anyway, en ek sou daai aand verkragt geword het en geroof geword het, maar daar kom 'n ander ouetjie van 'n deur aan die kant af en hy skree los die vrou want jy moenie met haar mors nie. Weereens die Here was daar sonder dat ek dit gesien het. Die aand toe ek loop in die straat ook in Kraaifontein en die manne dit is 'n prostituut en sy loop met haar boyfriend en beklei in die straat en ek sê vir hulle kykie man, bly stil, dit is oggendure, die mense slaap ons in die pad. En sy kom en sy steek my na my hart toe en ek keer en sy steek my in my arm dwars teen my arm. Weereens die Here is daar sonder dat ek hom sien. Ons Quentin kry TB. Wat weet ons van TB af? Hy kry TB. Die groot man wat daar is, het omtrent so 55 geweeg. Hy kon nie loop nie. Hy's klaar. En ons gaan Dimwil kliniek toe en die susters sê vir hom, hoekom kom jy nou jy sê aan? Ons kry nie regtig 'n puls nie, daar's skaars 'n puls. En hulle kry hier sy medikasie en ons is terug na ons hok toe. En ek het saam hom geëet, saam hom uit koppies uitgedrink, langs hom gelê. Ek het nie TB gekry nie. Weereens die Here is by ons. Ons sien dit nie. Ek het met 'n bordjie gestaan by die robots, gebedel. Ek het ook parkeer daar by Boer en Boetje in Durbanville, daar het ek in die nagte karre parkeer, maar ek was die enigste vrou wat daar parkeer het. Maar hulle het baie jaloers geraak met my, want kyk, hier is die vrou, ek het lekker geld gemaak, want dit is soos regulars wat Boer en Boetje te gaan. En, maar van jaloesie en dwelms het hulle my baie geroof, aangerand ensovoorts. Later het ek nie meer daar parkeer en onthou dit raak oggendure. En ek het die later aan daar nie parkeer nie en ek het net Sondag by TGK Kerk, Tygerberg Gesinskerk het ek begin karre parkeer. Ons hok brand toe af. Quentin het nog TB, ons hok brand af. Daai nag, maar wat gebeur het, daar's nie toiletgeriewe ensovoorts nie. So ek het opgestaan in die diep slaap wat ek staan op,
gebruik die emmer en gaan lê weer. Maar iewes skielik hoor ons die oom en hy sê, it's burning, it's burning, it's burning. En dit is weer eens die Here se genade dat ek opgestaan het om te gaan piepie. Weer eens het hy ons wakker gemaak. Toe is die hokke al so gebrand soos by ons. Dit is so 5 hokke wat teen mekaar is. Dit is soos by ons gebrand en die Here het ons weer eens gered daaruit. Nou is ons weer waantoe nou. Ons het 'n Morningstar gebly in Durbanville. Daar waar die dumpyard was daai tyd. Nou daar's baie rotte, dit is vuil. En later aan in Durbanville het die gangsters ook begin intree daar. So ons het baie geslaap en vrees ook, want hulle het sommer net jou tent kom oopbreek, want ons het later aan in 'n tent gegaan. Weer eens was die Here daar, want van die afgebrande hokke is ons na die tent toe. En daar het ons vir 3 of 4 jaar het ons daar gebly in die tent. Maar ook deur baie dinge gegaan, die bende geweld was erg en ons het ook maar baie aan vrees gelewe. En so het die tent langs ons het gebrand. Dit is nog nie eens 'n meter van ons tent af nie. Nou, jy weet, as 'n tent vlam vat, wat hy vlam. Ons tent het niks oorgekom nie. Weer eens was die Here daar sonder laat ons weet en besef. Maar die dag wanneer ek weet nie presies waar Quentin was nie, en 15 jaar op straat is 'n lang tyd, en die dinge wat jy moet deurgaan, die vrees waar jy gaan, al die opofferings, onthou jy het so gejok vir jou familie en jou ma en pa, hulle het jou ook later aan gesê, weet wat, gaan jou gaan, jy weet. En die dag is ek in die tent, en ek klim uit die tent, het onthou, ek ken nie Jesus nie, maar ook maar net gehoor van hom, en ek klim uit die tent uit, en ek gaan lê plat, en ek sê, Here, as jy sê wie jy is, hoekom moet ek en Quentin deur hierdie gaan? Hoekom is ek so 'n slegte mens? Red my net uit die omstandighede uit. En hy het vir my die duidelike stem gehoor van God en hy het gesê, los waarmee jy besig is en ek sal jou red. Ek gaan terug in my tent toe, onthou, ek het aangegaan met my dinge, want dit is nie regtig, dit is nie iets bekend aan my nie. En ons het toe begin kerk toe gaan by TGK, en ons het begin Bybel lees, en saam gebid in die tent, ensovoorts, en die Quentin vra my ook die dag, maar ek het hom nie vertel van die dingie, want dit is, jy weet, gaan hy my glo, want dit is nie normaal nie. En hy sê vir my die dag ook, Bok, hoekom is ons om sulke omstandighede? Toe sê ek van wie wat is keuses wat ons gemaak het. Maar ek het die Here se stem gehoor en ek vertel vir hom toe. Ek het 'n gebed geskryf. Ek dink ek het nog nie met iemand gedeel die gebed nie, maar ek wil dit vandag met julle deel. Ek het gebid en ek gesê, Here, laat iemand in ons kerk wat hulle eie besigheid het, wat vir ons kan werk gee, blyplek gee en al ons behoeftes voorsien. Die 25ste Januarie word ons van die straat afgehaal deur mense wat hulle eie besigheid het, wat vir ons werk gegee het, wat ons behoeftes voorsien het en 'n blyplek gegee het, die 25ste Januarie. En ja, dit is alles op een slag. Die 29ste Januarie het ek 'n stukkie van Tygerberg geskryf op 'n Vrydag, het hulle so oordenking, en ek luister hoe waardig 'n vrou is, en net daar sê ek vir die Here, I surrender, vat my, ek kan nie meer nie, omdat dit is klaar van die straat af, maar net daai van, ek is klaar met die wêreldsdinge, vat my en I surrender. In elk geval, die 3de Maart besluit ek wil gedoop word, en wie was by my doop? Die skoonsister wat ek nog nooit ontmoet het nie, my broer, my pa, my ma, my suster, weer eens die Here was by ons, en die verlange wat ek gehad het in my familie, die Here het dit vir my teruggegee. En ons het die pad geloop, en later het ek teruggegaan na my ma se huis toe.
Quentin bly nog daar by hulle, tot nou toe nog. Maar ons het 'n pad geloop van oorwinning. Ons besef nie waar die Here in ons lewe werk nie. Baie keer voel jy dink maar, ek voel nie meer so intiem met die Here nie, ek voel nie meer, die Here is by my nie, ek voel hom net nie, glo my, hy's daar. Glo my, hy's daar. Ek wat nie die Here geken het, hy was daar, ons is deur baie dinge op straat, maar hy was daar. Maar wat die Here my gewys het eintlik om vandag vir julle te sê, ja, my getuienis, die 17de van verlede maand, die 17de van die 2de 2025. Ek hou daarvan om te praise and worship, voor ek in gebed gaan met die Here ensovoorts, en ek gaan in praise and worship, en ek bid, en ek sit my lig af, ek gaan loop slaap, en soos ek my kop neersit, wys die Here vir my, staan dit 7. Ja, staan dit 7. Nou, onthou, ek was 'n kind, ek was nog altyd rebellious, ek het alles probeer, en ek het deur fases gaan, Rasta fase, hippie fase, surfing fase, ek het deur alle fases gegaan in my hoërskoolloopbaan, en die fase waar ek gaan, ek en my suster het in Brooklyn Church gegaan, en daar het ek al 'n ontmoeting gehad met Jesus, maar dit was ook net 'n fase vir my. Daar het ek 'n ontmoeting gehad met Jesus, en die Here wys dit vir my na soveel jaar, wys dit vir my, en ek was selfs gedoop ook daar. Dit niks vir my beteken nie. En ek kom by Esther, en ek sê vir Esther, dit is wat gebeur het, kyk wat doen die Here, en het was so 10:00 se kant, daai oggend, en sy vra vir my, Louise, wil jy nie jou getuienis kom lewe by ons kerkie? En ek dink, oh my word, toe die Here my al voorberei vir die getuienis, die maandag. Maar wat ek vir julle wel wil sê is, die Here het vir my gesê, jy het my verlaat, ek het jou nooit verlaat nie, nooit nie, maak nie saak waardeur jy was in jou lewe nie, ek het jou nooit verlaat nie, jy het jou rug gedraai op my. En vandag wil ek vir julle sê, as julle nie lekker voel oor iets nie, jy voel nie meer intiem met die Here nie, jy voel daar's nie 'n uitweg nie, daar's issues, maak nie saak wat dit is nie, gaan terug na daai dag wat jy die eerste ontmoeting gehad het met die Here, gaan terug na dit toe, en gaan kniel voor sy kruis, en hy sal vir jou wys, en hy sal jou dra deur alles. So dit was nie so baie woorde nie. As daar enigiemand wat wil vra. Ek sê. Ja. Okay, ons het, ek het by winkels geskarrel, maar wat ek ook gedoen het, ek het by Checkers ingegaan, en dan loop ek dan, en sê ek, meneer, dan vat ek 'n brood en polony of wat, en dan gaan ek na hulle toe en sê, meneer, mevrou, is al wat ek wil hê, ek soek die geld hê. Ek het met 'n bordjie gestaan, en selfs ook geparkeer, maar ek is later aan die Checkers uitgeban, so ek kon nie meer daartoe gaan nie, want dit is, al mense het gemount, so ja, dit is, en dan maak ons 4 het 4 gemaak om ons kos te maak, as ons kookkos gehad het, maar daar was baie, maar wat ek ook wil gesê het, ons is baie geseënd gewees, op Sondag, daar was dit Tannie Blom, of sy is nou nog daar, Tannie Blom het vir al haar oorskietkos, het sy gehou, en dan het sy het op 'n Sondag vir ons gegee, dit is gevries, sy gee dit vir ons, en dit is soos 'n feesmaal, kyk hierso, dit is nou broccoli, en dit is lasagne, en dit is alles, jy gooi dit in een pot, en jy eet, so ja, ons het ook in dromme gekrap, hulle noem dit die baan, ek het baan toe gegaan, so 5:00 die oggend staan jy op, en dan gaan krap jy in dromme, so jy het uit dromme ook uitgeëet, want jy weet nie wat die dag voor lê nie. Wat ek ook wil sê is, om op die straat te bly, ek dink is meer stresvol, as wat jy 'n normale lewe het, werk ensovoorts, want jy weet nooit waar jou dwelms gaan vandaan kom nie, want jy kan nie operate sonder dwelms nie. Jy weet nooit waar jou kos gaan vandaan kom nie, en jy weet ook nie of jy veilig gaan wees ensovoorts. Verstaan, so dit is waar die stres verskriklik inkom, jy weet nie of jy nog môre gaan lewe nie. Ja. Nee, ons bedien hulle nou. Ja, ons bedien hulle nou. Ons gaan Durbanville toe nou, ek was
20 kilos maarder gewees. So as mense my sien, dan sien hulle klaar, joh, kyk, jy gebruik nie meer nie, maar ja, ons bedien hulle. Ek probeer nog 'n bietjie wegbly van Durbanville af. Ek is nog op my vroeë stadium. Dankie dat jy dit noem. Ek het, nadat ek bekeer het, en ek sê vir die Here, dit was 'n Woensdag gewees, ek sê vir hom, Here, as ek U wil dien, help my dat hierdie drugs wat ek gebruik het, help het dat asof ek dit nog nooit gebruik het nie. Ek wil nie kryf nie, ek wil nie 'n behoefte en 'n begeerte hê daaraan nie, en dit is wat ek gedoen het. Ek kan, tussen daar waar hulle drugs gebruik, ek het nie 'n behoefte of 'n begeerte daaraan nie. Maar die Vrydag, bid ek sê, Here, as ek U wil dien, wil ek U met 'n rein hart dien, en ek wil U voluit dien. Ek wil ook nie meer sigarette rook nie. Ek wil nie meer doen nie. Help my dat dit soos waaglik in my mond is, dat ek dit weer rook. Nou wat doen jy in die oggende? Jy vat jou sigaret en jou koppie koffie en jy gaan rook en ek vat 'n trek van daai sigarette en dit was waaglik. En ek het daai sigaret net daar gelos. Net daar gelos. Weer eens, kyk waar is die Here, en as jy bid, gebed dra krag. Enigiets anders. Yes. Ek was die 25 Januarie 'n jaarskoon. Nou 'n jaarskoon, ja. Ja, en ek sal nie weer gebruik nie. Wat sê? Ek wou ook vir jou vra, in die jaar wat jy skoon is, was jy al ooit in situasies wat jy al het jy nie meer die krywing nie, maar dat dit vir jou aangebied word? Dankie, nou herinner jy my weer. Ek het die 3de Maart toe ek gedoop was, dit was 'n dag of 2 daarna, toe het ek hierdie tik smaak in my mond. Nou, onthou as jy gedoop is, die Here hou nie daar, of die duiwel hou nie daarvan nie. Kyk hierso. En ek het 'n tik smaak in my mond en ek bel die tannie, ek sê vir tannie Nora, ek het hierdie smaak in my mond, maar ek huil want dit is smaak, die smaak is soos werklik in my mond. En sy sê vir my, sit heuning in jou mond, want die Jesus se liefde is so soet soos heuning. Nee, ek was dit nog nooit weer aangebied nie. En die Here sal dit nie toelaat nie. En die mense wat jy bygekoop het, jou suppliers, was hulle nou nie vies om 'n kliënt te verloor of? Okay, baie dankie.